Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Ons Hemelvader, Here, baie dankie dat vanoggend ons kan juig oor nie net 'n leë kruis nie, maar ook 'n leë graf. Ja, ons dink nie baie daaroor nie, Here, maar in ons kerke hang daar nie beelde van Jesus aan die kruis nie. Ons het juis leë kruise wat in ons kerke hang. Want dis ons boodskap. Christus is nie meer aan die kruis nie. Maar eintlik moet ons ook die leë graf uitbeeld. En Christus is nie meer in die graf nie. Here, maar dan moet ons ook 'n tree verder gaan om te sê, maar die Here is nie weg nie. Hy sit nie ver in die hemel en het geen kontak met ons nie, want sy Gees is uitgestort en hy is oral. Christus is hier teenwoordig. Here Jesus, ons kom voor U vanmôre. Here, wees ons genadig. Vergewe ons in ons stryd as mense. Baie maal in ons menslikheid besef ons nie eers hoe ons eintlik maar 'n sukkel besaan voer in ons geloof nie. Here, maar dankie vir die woord wat sê dat U wat die goeie werk in ons begin het, U sal dit volvoer. Gee asseblief, Here Jesus, dat ons die nodige tyd in U sal bestee, dat ons sal groei en sal ontwikkel, volwasse word in U teenwoordigheid. Gee dat ons lewens van oorgawe aan U sal wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons sing hartlik so terwyl ons sit, verse 1 tot 3. Kom, laat ons almal vrolik. Vriende, ek lees ons saam Matteus 17, daar vanaf vers 1 tot by vers 13. Dis dieselfde gedeelte wat in Lukas 9 staan, as ek dit reg het. Oor die verheerliking op die berg. Maar hier in Matteus word daar 'n klompie ander goed gesê. Ja, Lukas 9 vanaf vers 28 is dieselfde gedeelte. In Lukas se gedeelte staan dit omtrent 8 dae later, of nadat Jesus dit gesê het. Hierso staan in Matteus 6 dae later. 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle alleen was. Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander
Sy gesig het begin straal soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. Skielik het Moses en Elia aan hulle verskyn en met Jesus gepraat. Toe sê Petrus vir Jesus: Here, dit is goed dat ons hier is. As U wil, sal ek hier 3 hutte bou, een vir U, een vir Moses en een vir Elia. Terwyl hy nog praat, het 'n helder ligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi. En 'n stem het uit die wolk gesê: Dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom. Toe sy disippels dit hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval. Maar Jesus het na hulle toe gekom, hulle aangeraak en gesê: Staan op en moenie bang wees nie. Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net Jesus alleen. Terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle beveel: Wat julle gesien het, moet julle vir niemand vertel, voordat die Seun van die Mens uit die dood opgewek is nie. Die disippels vra hom toe: Waarom sê die skrifgeleerdes dat Elia eers moet kom? Toe die disippels vra hom toe: Elia kom wel om alles weer reg te maak, antwoord hy. Maar ek sê vir julle, Elia het al gekom, maar hulle het hom nie herken nie en met hom gemaak net wat hulle wou. So sal ook die Seun van die Mens deur hulle mishandel word. Toe het die disippels verstaan dat hy met hulle van Johannes die Doper gepraat het. Vriende, dan gaan ons na Matteus 28 toe. Daar by die opstandingsgebeure. Na die Sabbatdag, toe dit Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels: Hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly. En hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers. Broers en susters, dan lees ek vir ons enkele verse hier in Openbaring. Openbaring 22 vers 1 tot 5 wil ek vir ons saam lees en dan net 'n enkele vers, Openbaring 21 vers 5. Toe het die engel aan my 'n rivier met die water van die lewe gewys. Toe het die engel aan my 'n rivier met die water van die lewe gewys. Dit was helder soos kristal en het gestroom uit die troon van God en die Lam. In die middel, met die hoofstraat aan die een kant en die rivier aan die ander kant, staan die boom van die lewe wat 12 keer vrugte dra. Elke maand dra dit vrug. En die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal geen vloek meer wees nie. Hoor mooi, daar sal niks meer wees, sê die ander vertaling, wat vervloek is nie. Daar sal geen vloek meer wees nie.
Die vloek het begin, heel aan die begin met Adam en Eva. Vir Adam sê die Here, deur jou is die aarde vervloek. Deur jou toedoen is die aarde vervloek. Daar sal geen vloek meer wees nie. Die troon van God en die lam sal in die stad wees en sy diensknegte sal hom dien. Hulle sal sy aangesig sien en sy naam is op hulle voorkoppe. Daar sal ook nie meer nag wees nie. Die behoefte aan die lig van 'n lamp en die lig van die son sal nie meer bestaan nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle vir ewig en ewig as konings sal heers. Hoor mooi die laaste sinnetjie. En hulle, die gelowiges, vir ewig en ewig as konings sal heers. Ons mis daai detailtjie. Ons mis die feit dat ons as konings sal heers in die ewigheid. Dan Openbaring 21 vers 5, net daai een sinnetjie. Hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Kyk, ek maak alles nuut. Vriende, soms gebeur dit dat skrywers 100% eerlik raak, dat hulle alle voorgee en alle ordentlikheid vir 'n oomblik los. Want 'n skrywer is maar baie keer, veral geestelike skrywers waarvan ek nou praat, skrywers wat skryf oor die geloof, skryf oor die bediening, skryf oor spiritualiteit. Hulle skryf met 'n doel om mense te help in hulle geestelike lewens, om mense op te lig, om mense goed te laat verstaan van die geloofspad. En daarom skryf hulle met 'n agenda, hulle skryf met 'n doel, en hulle doel is altyd nie soseer om eerlik te wees presies oor hoe hulle voel en dink nie, maar om mense te kry om op hierdie pad te gaan. Dis maar baie soos om 'n preek te maak. 'n Preek is nie die dominee wat sê dis ek en julle moet hier kom nie. 'n Preek is nie die dominee wat sê julle klomp sondaars, ek is hierdie heilige ou, glad nie. Ek dink baie keer is ons preke meer vir onsself as vir die gemeente, of dis immers wat ek ervaar het, dat mens gaan op 'n journey. En die ouens wie se boeke ek lees sê ook iewers langs die pad dat hulle het nie die boeke geskryf oor dit wat hulle weet nie. Hulle het die boeke geskryf oor dit wat hulle nie weet nie. Bedoelende dat hulle half op 'n reis gaan en oor 'n tema begin skryf. Ek vat nou maar byvoorbeeld die boek Job is 'n briljante boek. Of Eugene Peterson skryf 'n briljante boek vir dominees oor die boek Job. En hy het dit nie geskryf met antwoorde nie, hy het dit geskryf met vrae. En soos hy deur die boek gewerk het, het hy half met 'n ander aanslag begin werk, en hy het begin die vraag vra, maar as jy in Job se skoene was, as jy in Jonas se skoene was, as jy in Johannes se skoene was, hoe sou jy maak? As jy in Jeremia se skoene was, en dan bring dit 'n rykdom na vore, en dit bring 'n ander aanslag na vore, en hy ontdek 'n klomp goed, en die skrif sê vir hom vir 'n klomp goed wat hy vroeër misgelees het. En dan is dit vir my kosbaar dat soms kom hierdie ouens by 'n plek, as jy genoeg van hulle goed lees, waar hulle net 100% eerlik is. Eugene Peterson wou baie graag 'n professor en 'n skrywer wees. Dit was sy lewenspassie. Hy wou baie graag skryf. Hy wou eintlik maar 'n skrywer wees en hy sou graag wou doseer, en die Here het dit vir hom gegee, gedeeltelik, maar grootendeels deur sy vrou wat vir hom gesê het maar sy wil met 'n dominee trou. Klaar. Die Here het van die begin af gewys sy gaan 'n dominee se vrou wees, en as hy nie daai pad gaan stap nie, kan sy nie met hom trou nie. Het hy dit baie erg oorweeg en is sy pad gedraai in 'n sekere sin, en toe ontdek hy later, maar dit was eintlik nog heeltyd God se pad vir hom, om net getrou 'n dominee te wees, en die Here het vir hom langs die pad die doseerding en die skrywerding gegee. Maar hy skryf op 'n dag baie eerlik, en dan sê hy was ontsettend naïef
toe hy die bediening ingekom het. En soos ons almal, en soos enigiemand wat by die kerk begin werk, is dit 'n baie groot oomblik wanneer jy dit doen. Ek het eendag 'n tannie gehad wat van die plaas af weggetrek het. Hulle het die plaas verkoop aan die regering. Hulle het nog so tyd geboer en toe is hulle dorp toe. En toe raak sy op 'n stadium ons koster. En sy het vir my later gesê, sy was my ontsettend kwaad oor haar eerste dag. Want die eerste dag het sy daar aangestap met 'n verskriklike verwagting en dit glimlag van oor tot oor en sy gaan nou vir die Here werk. Sy werk nog haar hele lewe vir die Here, maar haar perspektief was, sy gaan nou by die kerk vir die Here werk. En toe het ek iewers die dag daar aangekom en net vir haar gesê welkom en vir haar 'n paar pointers gegee, 'n paar goed. Maar een van die goed wat ek vir haar gesê het is, Tannie moet besef, die kerk is sondig. Die mense verstaan dit nie, maar as jy die eerste keer in die kerk begin werk, dan kry jy 'n skok. Want jy kry nie met al die mooi goed van die kerk te doen nie, jy kry met al die nasty van mense te doen. 'n Vrou wat in die kerkkantoor begin werk, 'n koster, 'n skriba, wanneer mense by die kerk begin werk die eerste keer, dan is die gevaar altyd daar dat hulle geloof kan opsê. Die gevaar is altyd daar dat mense kan wegstap en sê ek is klaar met Christene, want ek het nie besef dit gaan so nie. En mense is nie oor die algemeen lelik nie, maar dit is net snaaks dat jy met die lelik van mense te doen kry. Die manipulasie, die geite, die probeer. En op 'n dag skryf Eugene Peterson, hy het 3 vlakke ontdek waarop hy ontsettend naïef was toe hy in die gemeente gekom het, of in die bediening gekom het. Hy moes nog 'n kerk stig, daar was nie 'n kerk waar hy begin het in die dorpie nie. So hy het begin om van huis tot huis te gaan en vir die mense te sê, hier gaan nou 'n protestantse gemeente ontstaan. Protestante is protesting, protestant. Dit gaan oor protes teen die Rooms-Katolieke kerk, soos ons die gereformeerdheid verstaan, dat die gereformeerdes weggebreek het van die Rooms-Katolieke kerk. In die Engelse en in die Amerikaanse konteks noem hulle self dies wat protesteer het teen die Rooms-Katolieke. So protestant is baie keer maar 'n wisselterm vir gereformeerd. Hier gaan 'n protestant gemeente ontstaan. So hy het van huis tot huis gegaan, by baie huise is hy weggewys, by party huise is hy sleg gesê, maar party huise is hy ingelaat. En hy sê na 'n hele klompie weke van dit doen, het hy gedog daar's genoeg belangstelling dat hulle dan nou moet dienste kan begin. En toe hulle in hulle basement, hulle is dit die kelder van die huis, het hulle begin met 'n paar stoele en dit was reenseisoen, so jy het so in 'n see van modder aangestap en begin met. En hulle het vir 'n hele lang tyd met die huisgodsdiens kerk begin. En na 'n hele tyd toe hy nou sien daar's 'n klomp gereelde lidmate wat kom en mense wat belangstel, toe het hulle begin met 'n 2-jaar projek om die gemeente sentrum, die kerk te bou. En dit was 'n wonderlike ervaring maar dit was moeisaam en dit was harde werk en is goed waarna hy nie uitgesien het nie en dit was 'n moeilike tyd vir hom. Maar die mense het gehelp en die mense het, en toe hulle klaar is, toe dog hy, nou is hy by die punt waar hy kan begin met die bediening met die gemeente. En toe begin die mense weglam. Die pragtige kerk was daar, alles is nuut. Dis soos hulle dit wou gehad het, hulle het nogal werk gemaak om dit in te rig, dat dit werklik 'n gemeentesentrum moet wees, waar hulle die Here kan aanbid, maar wat in hulle behoeftes kan voorsien en alles. En die mense het so entoesiasties in hierdie visie en hierdie droom ingeklim en ingebou en saamgewerk en geld ingesamel en die bouery het mooi geloop en al die feeste is half gevier in ter viering van dit wat die Here vir hulle gegee het. En toe begin die mense net weglam. Hulle raak weg. Dis of hulle entoesiasme weg is. En hy dog daar's groot fout en hy begin uitvind en toe uiteindelik agter die kap van die byl kom, toe kom hy agter, daar's niks fout nie. Die projek is net verby. En nou wat hy gedink het, maar nou gaan ons begin om 'n pad met God te stap binne in die kerk, binne in die sanctuary. Toe het mense nie meer belang om dit te doen nie, toe begin hulle al wegbly. En hy kontak sy hoofkantoor, die ouens wat oor hom aangestel is, sy denominasie. En hy sê vir hulle, wat doen ek?
Ek het nou navorsing gedoen, ek het met mense gaan praat en hulle sê as niks fout nie, dis wonderlik en jy gaan goed aan en alles, maar ons soek 'n projek. En van die ouens het by ander projekte en gemeenskapsgoed betrokke geraak en sy denominasie sê vir hom, so vinnig as moontlik begin 'n volgende projek, bou 'n kerksaal of 'n ding. En hy het mooi daaroor gaan dink en toe het hy respectfully decline, skryf hy. En besluit nee. Die pad is om met God te begin stap en 'n gemeente op die regte fondasie te bou. En as jy heeltyd op die fondasie bou van kom ons hou net 'n klomp projekte aan die gang om die mense hier te kry, dan is jy besig met iets wat verkeerd is. En hy sê daar het hy 'n eerste skok gekry om te besef dat die denominasiestrukture van kerke is sondig. Dit gaan oor die finansiële slotsom. Hy gebruik nog 'n ander klomp voorbeelde waar hulle oor hom moes toesig hou en hy het agtergekom hulle lees glad nie die goed wat hy skryf nie. Toe het hy klomp onwaarhede. Hy en sy vrou het elke maand iets anders opgemaak en vir hulle geskryf en dat hy elke keer gevra wat daarvan en wat daarvan. Nee, fyn, gaan net aan. Hulle het nooit die goed gelees nie. Maar hulle het een ding baie deeglik deurgekyk. Die rand en sent. En hy sê toe het hy 'n skok gekry om te besef dat die strukture wat kerke beheer is sondig. Dit gaan nie oor God as die middelpunt nie. Hulle het God verruil vir die balansstaat. Dit gaan baie meer oor die hoeveelheid geld wat moet in as die eer van God en die God wat gedien moet word. Hy sê die tweede naïwiteit, en hier is die moeilike een om dit vir mense reguit te sê, maar dis waar. So vir 'n oomblik voor jy te kwaad raak, luister net saam met my. Die tweede naïwiteit wat hy gehad het is, hy het gedink mense kom kerk toe omdat hulle die Here soek. Maar na 'n klompie jare, 3 dekades in die kerk, skryf Eugene Peterson op 'n dag eerlik en sê, mense kom nie kerk toe vir die Here nie. Mense kom kerk toe, skryf hy, want hulle shop vir afgode. Mense kom soek afgode by die kerk. En dan gaan hy 'n bietjie in op die vermoë wat ons het as mense om afgode te skep. Kom ons dink gou oor godsdiens wat vir 'n mens werk. Ek gaan kerk toe, want ek gaan soek iets. Soos jy winkel toe gaan en jy wil iets gaan koop om daardie juk wat jy het te krap of daardie behoeftetjie wat jy het te vervul. Ek soek vandag dit, ek moet dit gaan koop want dan sal my lewe beter wees. Ons kom amper met dieselfde gesindheid kerk toe, so gee dit vir hom. Ons kom kerk toe want ons soek 'n lekker boodskap vanoggend. Ek wil kerk toe gaan en ek wil uitstap en ek wil beter voel as toe ek gegaan het. Die kerk moet vir my 'n positiewe iets bybring. Wat is 'n afgod? 'n Afgod is 'n beeldjie en 'n verteenwoordiging van jou godsdiens wat vir jou werk. Jy het hom gemaak soos jy hom wou hê. Jy bær hom in die kas waar jy hom wil hê. As dit tyd is vir godsdiens, besluit jy dis tyd vir godsdiens. Jy haal die afgod uit, jy sit hom neer. Jy aanbid hom vir solank jy wil, hoe jy wil, op die manier wat jy wil. En as hy vir jou gewerk het, dan pak jy hom weg in die kas. So godsdiens wat jou pas. Godsdiens wat jy gebruik wanneer jy die voordeel daarvan wil hê. Godsdiens wat jy weer kan wegsit en klaar wees daarmee. Sodra dit jou pas. 'n Tipe van 'n versekering. Kom ons please die gode dat die oes goed is. Kom ons maak dan net seker ons het so 'n bietjie versekering, gee net so die regte dingetjies op die regte tye, skud die regte wierokies en die regte goedjies oor die regte, loop 3 keer nie rond aan die kant en 3 keer, dan sal die oes goed wees en dan is dit goed, dan pak jy dit weg, klaar daarmee. Ek en my vrou kyk sommer 'n ou wat so reg oor die wêreld gaan en kyk na plekke wat vergaan en hy saam met 'n vriend het begin om sjokolade te maak en nou gaan hulle na hierdie kakaoboorde toe van hulle, maar voor hulle gaan stop hulle by hierdie toordokter, kry al die moetie en die goede
En nou doen hulle dit daarby, hulle moet goed daar in die grond begrawe, hulle moet rook om hulle self draai, hulle moet op die rivier wat die water bring gaan bles. En toe hulle klaar is met die wierook, toe dit nou alles klaar gedoen het, toe sê die ou nogal so lekker, dan en das dit. Toe kyk hy die wierook so wat nou die heilige ding was, wat hy moes, toe smyt hy dit daar in die rivier. Toe is hulle klaar met die ritueel. Hulle voel soveel vir die God vir wie hulle dit gedoen het. Hulle voel soveel vir, maar dit moet hulle bless, en daarmee het hulle nou die moeite gedoen om hulle self moet goed te gooi en al die nonsens. Eugene Peterson sê, daar is 'n groot gevaar wat hy in die kerk sien, dat ons die kerk en God so benader. Dit gaan nie oor 'n totale oorgawe by God nie. Hy sê, die mense wat in ons kerke sit, kom nie vir 'n totale oorgee aan God. Dit gaan nie daaroor vir baie mense nie. Ons is baie meer in 'n ander konteks van 'n verbruiker wat by 'n winkel instap, iets wil koop, betaal daarvoor, loop huis toe want dit werk vir hom. En dan kyk hy deur die Bybel en hy sien hoe deur die geskiedenis die mense hierdie vermoë gehad het om geloof in 'n tipe van afgod te omskep. En hy sê ons is in die besigheid van afgode maak. Vriende, en dan vir 'n oomblik sit ek en ek dink daaroor en ek besef hoe ek met afgode te doen gehad het my hele bediening. Hoe sekere kerke afgode geraak het vir mense. Dit het vir daai mense oor absoluut soveel oor God gegaan. 0. Maar daar was 'n hense fight in die kerk, want iemand wou iets in die kerk doen wat hulle nie gelike het nie, en my pa het hierdie kerk gebou. My pa het sy hande hierdeur gewerk. Laat jy besef, daar's geen liefde in daai fight nie. 0. Dat hierdie gebou verteenwoordig nie meer God. En die God voor wie ons neerval, en die God vir wie ons sê, Here, vergewe my nie. En dan die laaste een, en ek moet dit ook sê voor ons kan aangaan. Die laaste een is Dominee se eie egos wat Eugene Peterson skryf, en dis die 3de sonde. Want jy en jou ego is saam in die bediening, en so baie keer raak jou ego die bediening. Vra dominees nie meer die vraag wat die Here wil nie, maar is dominees besig dat hulle ego gestreel word. En trap dominees in die 3de gat en net hulle. Want ons wil hê gemeentes moet vir ons hande klap, vir ons sê well done, vir ons sê dit was lekker, en as dit ons motivering raak, as ons besig om die hele kerk in 'n verkeerde pad te lei, want ons soek en ons ego voel so goed as mense. Vriende, dan kom ons volgende by hierdie Christus wat vir sy disippels sê, ek is op pad Jerusalem toe. Ons kom by Jesus wat nadat hy verander het in wie hy werklik is, nadat God vir 'n oomblik toelaat dat Jesus sy hemelse glorie sigbaar raak daar tussen sy disippels, dat hy vir 'n oomblik begin soos weerlig straal, en hierdie teks sê dat sy klere raak soos die lig, 'n deurskynende lig wat daaruit kom, en sy gesig straal soos die son, en die volgende oomblik staan 2 mense wat al in die hemel is by hom, Moses en Elia, en die ander teks sê hulle het met hom gepraat oor hierdie tyd wat hy nou gaan exit, wat hy gaan uitgaan uit die aarde uit. Voor hulle het sy gedaante verander, sy gesig het gestraal soos die son, en sy klere het geskitter, wit soos die lig. En kyk, Moses en Elia het aan hom verskyn. Vers 5. Terwyl hy nog praat, het hy 'n helder wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi, en 'n stem het gesê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. En nou kom Jesus nadat toe en sê, moenie bang wees nie. Maar wanneer hulle by die berg afstap, dan sê hy eers vir hulle, moenie nou al hieroor praat nie. Vertel eers vir die klomp nadat ek uit die dood uit opgestaan het, wat hier gebeur het. Maar dan sê hy ook, as hulle vir hom vra, Here, hoekom sê hierdie klomp dat Elia eers moet kom? Hoekom sê die Fariseërs, daar's 'n voorspelling dat Elia eers moet kom, en u kan nie die Christus wees nie, want Elia moet eers kom?
En dan sê Jesus, maar daar is nie geloof in hulle nie. Hierdie leiers van die godsdiens van die Jode, hierdie leiers van die goddelike godsdiens wat vir die Jode gegee is, daar is nie geloof in hulle nie. Hulle het met Elia te doen gehad en hulle het met hom gemaak net soos hulle wou. Maar hulle gaan so met die seun van die mens ook maak. En hulle gaan hom doodmaak. Nadat hulle hom gemors het. En dan kom Maria en die ander Maria by Jesus se graf daardie oggend. En weer 'n keer laat God toe dat die engele in hierdie werklikheid inbreek maak. In hierdie werklikheid kom verskyn, die klip wegrol en met hulle praat. Selfe woorde, maar moenie bang wees daarvoor nie. Moenie bang wees vir die goddelike glans wat uit my uitstraal nie. Moenie vir my bang wees nie. Julle is deel hiervan. Gaan vooruit, gaan sê vir die disippels, hierdie Jesus in wie julle glo, het opgestaan uit die dood uit. Vriende, ek het vanmôre of gisteraand, was dit gisteraand, in my dagboek geskryf, toe nadat ek hierdie goed deurgelees het en nadat ek deur hierdie tekste is en nadat ek gedink het oor wat sê ek alles vandag, het ek net 'n heimwee in myself gekry oor as ons op hierdie oggend vir mekaar sê die Christus waarna ons glo het opgestaan, hierdie Jesus wat aan die kruis gehang het, wat in die dood was, wat na 3 dae opgewek is, hierdie Jesus wat in sy verheerlikte vorm verskyn het en toe opgevaar het hemel toe. Ons glo in hom. As dit ons belydenis is, broer en suster, dan is ons besig met 'n godsdiens en 'n geloof wat nie 'n afgodsdiens is nie. Dit is nie 'n geloof wat jy oppak en in die kas pak nie. Dit is nie die geloof wat pas by die kerk van ons tyd nie. As ons in Jesus Christus die opgestane Here glo, vriende, dan pas dit nie by waar die kerk vandag homself bevind nie. Dit pas nie by, soos Eugene Peterson skryf oor die tipiese Amerikaner van sy kerk vandag, wat gaan shop vir afgode nie. Dis hoekom die Bybel sê die kerk van die eindtyd sal nog die skyn van die kerk hê, maar die krag daarvan sal daardie kerk nie meer ken nie. Want die wat in die opgestane Here glo, al sukkel hulle nog self in hulle lewens met sonde, is hulle besig met iets boaards, iets hemels wat hier inbreek maak. Ek en u is besig met die ewige wat nou reeds realiteit raak. Terwyl ek oor dit sit en dink, het daar 'n heimwee by my opgekom en ek het in my dagboek gaan skryf, as ek oor hierdie goed dink, dan kry ek 'n verlange om by die Here te wees. As ek hieroor dink, oor Christus wat opgestaan het, dan doen die Gees iets in my hart van 'n verlange. Here, ek wil ook gaan. Here, ek wil graag by U wees. Here, ek is moeg vir die, jammer dat ek dit so sê, vir die krap van die kerk. Ek is moeg vir 'n kerk wat afgode wil bou die hele tyd. 'n Kerk wat elke keer die misterie van God, waarmee hy ongemaklik is, wil verruil vir programme. 'n Kerk wat heeltyd die oomblik as iets mooi gebeur het, wil sê, okay, hoe gaan ons dit bestuur? Hoe gaan ons dit maak? Hoe gaan dit in ons program inpas? Hoe gaan ons meer mense trek? En die groot vraag, hoe gaan ons meer geld hier uitmaak? Ek is moeg vir daai elemente van kerk wees. En nog meer, ek is moeg en hartseer omdat daar so min in die kerk is van oorgawe aan God. Totale, Here, ek kom gee my lewe aan U oor. Die kerk raak al hoe armer daaraan. Ek is 20 jaar in die bediening en ek moet vir u sê, 20 jaar terug was dit algemener as nou. Dis of die een ding wat verander in 2 dekades is dat hierdie ding van 'n hart in die kerk wat sê ek wil my lewe en my wese en my alles vir God oorgee en ek wil nie vra hoe pas dit my nie, ek wil vra Here, wat wil U? Totale oorgawe. Dit raak vreemd in die kerk. Ons is baie meer gemaklik met 'n
gematigde, teruggehoude, persoonlike geloof. Hou dit vir jouself. Glimlag as jy wil glimlag, geniet dit so bietjie, maar dan gaan jy huis toe en dan los jy my uit. Dis die geloof wat vir ons werk. Jy kan kom, jy kan dit geniet soveel soos jy wil, maar moenie met my daaroor praat nie, asseblief. Jy maak van my ongemaklik. Ek sal my geloof doen soos ek hom doen, jy doen joune soos jy hom doen, en dan is ons alles reg. Maar moenie vir my begin praat aan nie. Vriende, ek het 'n heimwee oor iets van die hemelse. Oor Here, daar gaan 'n dag kom wanneer ons onder hierdie vloek uit is. Daar gaan 'n dag kom wanneer U alles gaan wees. Daar gaan 'n dag kom wanneer die opgestane Here saam met ons in die tafel sit. En dan gaan hy ons verwelkom en dan gaan ons saam met hom regeer as konings. Is die kerk besig om homself voor te berei daarvoor? Of is ons met iets anders besig? Vriende, mag die Here vir u seën. Mag hierdie opstandingsjaar van Christus tot volgende jaar Paasfees toe, mag dit vir u 'n groeijaar wees. 'n Jaar waarin die verheerlikte Christus vir u bietjie meer duidelik raak. 'n Jaar waarin u op u reis meer as een keer langs die pad besef, maar Jesus is hier by my. Hy stap eintlik nog heel pad saam met my. Mag daar tye kom wanneer u vir die Here sê, Here, u was regtig getrou. U was regtig saam met my. U het regtig na my gebede geluister en ek kon na u luister. Mag die Here vir u seën. Amen. Hemelse Vader, Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend opstandingssondag kan vier, Paasfees. Here, dat ons kan skree, die graf is leeg, maar voor dit was die kruis reeds leeg. Christus het oorwin aan die kruis en hy het opgestaan en dis die bewys dat hierdie geloof wat ons bely 'n ware geloof is. Here, gee dat ons die opstanding sal leef. Gee dat die opstanding vir ons al hoe meer sal beteken. Ek bid dat U hierdie jaar sal seën, Here, dat dit 'n jaar van groei sal wees. 'n Jaar van naderkom aan U. Ek bid, Here Jesus, dat iets van U verheerliking op die berg ook vir ons sal realiteit raak. Van 'n oomblik waar God se glorie ons kom verander. Ons kom verlig. Oor ons kom skyn en vir ons nuwe krag gee vir 'n volgende fase. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.